Prys die Here. Halleluja. Here, baie dankie. Ons vanmôre in hierdie teenwoordigheid kan wees. Here, ek dank U vanmôre. Here, vir die Heilige Gees wat in ons midde is. My gebed was vanmôre vir elkeen wat nog nooit die Heilige Gees, Here, ervaar het nie, dat hulle dit vanmôre sal ervaar. En ek weet, Here, U is hier. Halleluja, U is hier vanmôre, Here. Ek weet vanmôre roer U elke hartsnaar. Halleluja. Want U is lief vir ons. U gee om vir ons. Lord, I've wasted it. Maar hier sit ons vanmôre deur die goedheid en deur die guns en deur die genade. Ek wil vanmôre vra, Here, hierdie woord wat gaan uitgaan. Here, ek wil vra dat daar vir elkeen vanmôre ietsie sal wees. Here, ietsie wat hy deur hierdie seisoen kan vat. Here, ietsie wat hom kan deurdra, Here. Dis my gebed vanmôre en ek weet, hulle wat vanmôre hier is, Here, U het hulle spesiaal hiernatoe gestuur vanmôre, want U het 'n woord, Here. En ek dank U daarvoor en ek prys en ek eer U en ek sê vanmôre vir U baie, baie dankie in Jesus naam. Amen, amen, prys sy naam, dankie Here, ons loof U, verskoon my net gou, dankie Here, halleluja, prys die Here. Ek wil vanmôre dit so 'n bietjie anders doen as gewoonlik. Ek wil julle gou my die tema opsit, nie die eerste tema. Dis 'n vasvraag vanmôre. Die mense het al hierdie week probeer raai wat daai tema kan wees. So as jy wil weet wat die tema is, dan gaan jy moet bly tot die einde toe. Jy gaan nie voor die tyd kan loop, maar dan gaan jy nie weet wat dit is nie. Prys die Here. Vraagteken, vraagteken spesiaal. Weet jy wat, ek vanmôre my boodskap begin met die woord insecurity. Die Engels beskryf dit so mooi, insecurities. Ons het so baie insecurities. Maar ek dink die grootste een is daai gevoel van, ek is niks werd nie. Ek is maar net nog 'n nommer. Ek is maar net hier. Weet jy, terwyl ons in hierdie feestyd ingaan en die baie mense in Mosselbaai gaan wees, wil ek vir jou sê, ou raak nogal weg hoor. Jy raak nogal weg as jy na 'n mall loop, dan raak jy nogal weg en jy voel nogal baie klein. Sien, baie van ons sit met 'n selfbeeldprobleem. En partykeer weet ons dit nie eers dat ons 'n selfbeeldprobleem het nie. Ons dink so min van onsself. Jy dink so min van jouself. Ag, wie is ek nou? Ag, soos hierdie liedjie nou, why me Lord? Wie is ek nou regtig? Weet jy hoeveel mense in die lewe het hulle potensiaal gemis omdat hulle gewonder het wie hy is? Of omdat hy 'n swak selfbeeld gehad het. Hoeveel opportunities het jy gemis? Ek dink in my eie lewe, ek het 'n baie swak selfbeeld gehad en partykeer dan wil dit nog steeds deurkom. Die manier hoe groot word, die goed wat mense vir jou sê, die omstandighede waar jy is partykeer. Alles het 'n aanloop na hierdie insecurity wat binne in jou is. En baie mense sukkel daarmee, baie mense raak teruggetrek en hy gaan sit in 'n hoekie. Want hy wonder, wie is ek? Wie is ek? As ek gaan kyk in die Bybel, hoeveel mense het gevra, hoekom ek? Van Genesis af, regdeur tot op die einde toe. Hoekom ek? Hoekom wil jy nou vir my gebruik? Wat maak my so spesiaal? Hoekom sal jy nou dit vir my doen of wie is ek nou regtig? Miskien het ons nie altyd daai vraag gevra nie, maar ons het dit definitief al gedink. Dis verseker. As jy dink aan Moses en aan Gideon en Jeremia en so kan ek aangaan. Die probleem is, ons weet nie wie ons is nie. En ons weet nie wat ons identiteit in God is nie. Dis ongelukkig die probleem. Weet julle wat, my dogter, sy was in 'n krisis, en ek sê vir Dorette, al wat jy moet doen is vertrou op God. Dat die Here vir jou 'n wonderwerk doen, want hy gaan vir jou 'n wonderwerk doen. En weet julle wat? Sy sê hierdie woorde vir my. Sy vra vir my, wat maak my so spesiaal dat God vir my 'n wonderwerk sal doen? En ek begin hierdie ding oordink, en dis hoe sy voel. Ek is nie spesiaal nie, ek is maar net nog iemand. Ek is net nog 'n nommertjie in die crowd. Nou ek wil vanmôre gaan ek probeer. Ek gaan my hart uitprobeer
om vir jou te sê, hoekom is jy uniek en hoekom is jy spesiaal. Miskien weet jy die goed, miskien het jy net bietjie vergeet. Ek wil dalk net vanmôre bietjie herinner. Toe ek het hulle vra, hulle moet hierdie liedjie vir my vanmôre sing. Sit gou vir my daai eerste gedeelte op. Daai heel eerste gedeelte asseblief. Hi why me Lord. Sit gou vir my op. Ek het gaan luister na die storie agter die liedjie, Chris Christofferson. Hulle het 'n show wat hulle doen en iemand nooi hom saam die volgende oggend na 'n kerk toe. En hy kom nie baie in 'n kerk nie, hy het dit self erken en hy sê, en hy kom in hierdie kerk en hierdie ou bring 'n boodskap. En hy sê iets roer die binnekant in hom. En hy sê, as jy Jesus nodig het, moet jy vanmôre vorentoe kom. As jy verlore is, moet jy vorentoe kom en hy dink by homself, ek sal in my lewe dit nooit doen nie. En toe hom kom kry, toe sy daar voor. En op die einde van die dag vra hulle, as Jesus nog nie aangeneem het nie, neem hom vanoggend aan en hy dink by homself, dat is iets wat ek nooit sal doen nie. En toe hom kom kry, toe steek hy sy hand in die lug en op. En hy gee sy hart vir Jesus. En daarna toe dink hy hierdie woorde, why me Lord? What have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known? Tell me Lord, what did I ever do that was worth loving you or the kindness you'd shown? Dis 'n noodkreet, dis 'n uitroep. Here, hoekom ek? Wat maak my so spesiaal? Hoekom sal U dit vir my wil doen? Wie is ek? Ek is net 'n nommertjie. Ek wil vanmôre sê jy is baie meer as net 'n nommertjie. Ek wil begin by Psalm 139 vers 13 tot by 14. En ek gaan dit weer net Engels lees. Julle weet my Engels is nie baie goed nie, soos my sang. Maar kom ek probeer vanmôre vir julle. Hy sê, for you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I'm wonderfully and fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Ek het gaan kyk na daai woordjie van wonderfully made. Ek wil julle moet dit indrink vanmôre. Ek wil vir julle regtig vra. Ek het die Here gevra, I don't want to preach to make an impression. I want to preach to make an impact this morning. Dis hoekom, moenie eens na die tyd na my toe kom sê, wow, jy het mooi gepreek nie. Sê, wow, die Heilige Gees het met ons gepraat vanmôre. Dis my gebed. Ek wil regtig hê, want as jy uitgaan vanmôre, moet jy anders uitgaan as wat jy ingekom het. Dis my gebed. Hoor gou hierso. Hy sê, wonderfully made beteken to make something remarkable or extraordinary. Het jy al so aan jouself gedink? Het jy aan jouself gedink as remarkable and extraordinary? Weet jy al? You are remarkable and extraordinary. Dis wie jy is vanmôre. Dis nie debatteerbaar nie. Ons kan maar daaroor gaan sit en stry. Dis 'n feit. God het jou gevorm, het jou saamgeweef in jou ma se skoot. Daai woord weef beteken sy vingers was betrokke. Toe hy jou gemaak het die dag, toe was sy vingers daarmee betrokke. Hy sê, it can also carry the sense of something being made or recognized as unique, marvelous and wondrous. Ek wil vir jou sê, elkeen van ons wat hier vanmôre sit, is 'n meesterstuk. Kan ek 'n groot amen kry as dit? Elkeen wat hier vanmôre sit, is 'n meesterstuk. En ek gaan dit nou vir jou wys. Ek gaan dit vir jou bewys vanmôre. Jy is 'n meesterstuk. Weet julle wat? Ek dink baie daaraan. Michelangelo en al hierdie groot ouens wat geskilder het en die ouens wat vandag skilder, gaan vra maar vir hom. Toe hy daai skildery geteken het, wat was sy gemoedstoestand? Waar het hy ding geskilder? Wat was die weer buitekant? Hoe was dit? Ek gaan vir jou kan presies sê hoe was dit. Want elkeen van dit wat hy gemaak het, weet hy ken dit en hy onthou dit waar hy dit gedoen het. Hoekom? Want hy het 'n meesterstuk gemaak. Dit was nie mass production nie. Ek wil gou vir julle vanmôre sê, my God is nie in die massaproduksie besigheid nie. Glad nie. Dis deesdae vat hulle een ou maak hy prentjie en dan sit hulle hom daar in daai kopieermasjien en tjik deur en jy dink jy koop niks en dan kom jy by jou boetie se huis hang daar 3. Dan koop jy by die ander huis hang daar nog 2.
Dis nie my God nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, my God if he makes something, he makes it unique. You are handmade. Weet jy wat beteken om handmade te wees? Ken jy daai Rolls Royces en die Ferraris? Al lyk hulle die staf daar, hulle sê handmade. Nou, okay. Maar die feit dat daar staan handmade, weet julle wat beteken dit? Dit gee waarde aan die produk. Hoor mooi wat ek vanmôre sê. Handmade gee waarde aan 'n produk. Wat is jou waarde vanmôre? Weet jy wat, terwyl ek so besig is en vanmôre ook bid, dink ek, geen geld kan jou koop nie. Hulle verkoop baie kindertjies. Geen geld kan jou koop nie. Weet jy wat dit gekos om jou te koop? God se bloed. Dis al wat jou kan koop vanmôre. Dis hoeveel werd jy is vanmôre. Dis hoeveel werd jy is. Ek wil vir jou sê, jy's absoluut uniek. Hoekom? Het jy geweet dat daar niemand op hierdie aarde is wat soos jy lyk nie? Het jy dit geweet? Besef julle dit? Ek staan in daai mall, daar staan ons in die Kaap, ek is malle oor, daar's so 'n balkon, daar staan ek en kyk. En as ek en my vrou, dis iets wat vir my verskriklik aangryp. Dan sien ek nie een ou wat soos die ander ou lyk nie. Dan kom ou by, lyk dit soos Cassie, maar is nie Cassie nie. Of dit lyk soos Veronica of Johan, maar dis nie hulle nie. Lyk miskien so, maar dit is nie. Op hierdie stadium nou in die wêreld is daar 8,17 miljard mense. 8,17 miljard mense. Weet julle hoeveel is dit? Ek kan nie so ver tel nie. Dis onmoontlik. Maar uit almal daai en almal wat al geleef het tot nou toe, was daar nog nooit ooit en daar sal nooit ooit weer iemand wees wat soos jy is nie. Nooit. You're a one of a kind. Daar sal nie weer iemand soos wees. Ek het gaan kyk, ek het regtig bietjie gaan opsoek en gaan lees, want ek wil nie klomp nonsens praat nie. So ek het regtig gaan soek. Hulle sê die kans dat iemand soos jy kan lyk, vanaf as dit nie related is nie, is 1 uit 135. Dan lyk hy amper soos jy. Maar is nie jy nie. Dis nie jy nie. Nie is 'n tweeling is dieselfde nie. Glad nie. Nie eers 'n tweeling nie, as die mense wat met tweelinge getroud is, sal jou sê, hulle sal jou duidelik sê, hulle is nie dieselfde nie. Glo my. Partykeer wens ek was met die sussie getroud, of met die boetie, want hy's anders as hierdie sussie, maar ek sê vir julle vanmôre, nie een van hulle is dieselfde nie. Elkeen van hulle is absoluut uniek. Weereens, dit maak jou waardevol vanmôre. Jy is so waardevol. En nou kom ek amper by my titel. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy is spesiaal. Jy's spesiaal. Jy's uniek. As jy dit nie geweet het vanmôre, dan weet jy dit nou. Maar weet jy wat? Wait, there's more. Hoe sê hulle? There's more. Kom ek vertel gou van jou vingerafdrukke. Kyk gou 'n bietjie so na jou vingers. Kyk gou 'n bietjie na jou vingers. Weet jy dat daar in die geskiedenis en in die toekoms nooit ooit weer iemand sou wees met jou vingerafdrukke nie? Never ever. Dit sal nooit ooit gebeur nie. Jou stel vingerprints is absoluut uniek. Tot tweelinge se vingerafdrukke is nie dieselfde nie. God maak nie doubles nie, man. Hy maak singles. Hè? Prys die Here. En dit is vir my so mooi dat nooit twee persone sal dieselfde wees nie. Die patrone wat op jou vingers kan kom is infinity. Maar hier kom die mooi deel. Tussen 10 en 24 weke dan vorm die patroontjies op jou hand. So 10 en 24 weke toe sê God, kom ons maak sy vingerprint so. Kom ons vorm dit. Ek wil hê dit moet so lyk. Want hy het jou mos in jou moederskoot aan mekaar geweef. Niemand anders het besluit hoe gaan jou vingerprint wees nie. God het dit besluit, want hy het jou aan mekaar geweef, in jou moeder se skoot het hy jou aan mekaar gesit. So, in die begin van die wêreld, en totdat die bassein gaan blaas, sal daar nooit, ooit weer iemand wees soos jy nie. As jy in die spieël gaan kyk vandag, dan moet jy vir jouself sê,
Daar's net een van my. Ek dink aan hy liedjie, I am the one and only, and no one can take that away from me. Hoekom wil ons soos ander mense wees? Hoekom wil jy nie uniek wees nie? Die probleem vandag is mense weet nie of hy of sy of hy dit of dat is nie. Hulle ken nie hulle self nie, hulle weet nie wie hulle is nie, hy weet nie. Hy wil hom probeer uniek maak. Jy's klaar uniek, man. Jy hoef niks te doen nie. Ek wil amper vir jou sê, ek sal altyd vir my vrou, jy lyk pragtig, man. Jy weet make-up op te sit nie, maar sy glo my nie. Hy weet nie van julle vrouens nie, maar my wil my nie glo nie. Amen. Weet jy wat? Jy hoef niks te doen nie. God het jou perfek geskape. Ek wou hom vorentoe geroep het, maar hy sê sy bene is 'n bietjie steur vir Stompie. Wie ken vir Stompie in ons gemeente? As jy vir Piet die vandag, as jy hom nog nie vir hom ken nie, gaan ontmoet hom gou na die tyd. Nou, sy bynaam is Stompie want hy het nie hande nie. En eendag ek staan en hy so en praat en hy sê iemand het hom eendag gevra, as God jou anders te kan maak, sal jy wil hê met jou maak met dan en voet. Hy sê, wat gaan ek met daai goed maak? Hy sê, as ek 'n tong het, gaan ek hom raak byt. Ek kan nie my tong raak byt nie, want weet julle wat? Hy het nie 'n tong nie, maar God maak hom dat hy kan praat. Hy het nie hande nie, maar gaan kyk wat doen hy, man. Gaan kyk 'n bietjie, Piet Dievenage. Gaan soek sy goed bietjie op YouTube. Dan kyk jy hoe uniek is Piet Dievenage. There's no one like Piet Dievenage. Is dit hoe lyk perfek? Gaan kyk hoe lyk perfek. Gaan kyk gou-gou hoe lyk perfek. Ons het 'n idee hoe perfek moet lyk. Ons het 'n wrang idee. When God makes something, he makes it perfect. Amen. Amen. Wanneer God iets maak, dan maak hy dit perfek. God does not make rejects, he make masterpieces. Jy is 'n masterpiece. Maak nie saak of jy nie hande vanmôre het nie, of jy in 'n reistool is nie. Daar gaan nooit weer iemand anders wees soos jy nie. In die tyd wat kom en in die verlede sal daar nooit weer iemand wees soos jy nie. Ek dink baie aan Elvis. Baie. Hoeveel mense probeer soos hy sing en probeer soos hy optree. There will never be another Elvis. Jy kan maar maak wat jy wil, jy kan op jou kop staan. Daar sal nie 'n ander Elvis wees nie. Jy kan maar try. Daar's net een. Sit gou jou hand, tik dit gou so. Ek gaan dit nog baie doen vandag, so julle my verdra. Tik dit so, daar's net een van my. Ek wil hê jy moet dit glo vanmôre. Moenie soos iemand anders probeer lyk nie. Daar's net een soos jy en jy is baie spesiaal. Ja, jy is baie spesiaal vanmôre. Prys die Here. Kan ek julle nog iets vra? Want ek wil hê jy moet dit glo vanmôre. Maak so. As ek kwaad is, dan kan ek altyd so maak, maar nou wil ek dit anders doen. Sê vanmôre, ek is spesiaal. Kan ek weer vra? Tik jouself, elkeen van ons, kom. Ek spesiaal. Halleluja. En wie het jou so spesiaal gemaak? Die God van Abraham, Isak en Jakob. Halleluja. Maar hier kom die nice ding. Hierdie is alles voor jy tot bekering gekom het. Dis nog voor jy jou hart vir Jesus gegee het. Is jy al spesiaal. Weet jy wat gebeur as jy jou hart vir Jesus gee? Dan word jy super spesiaal. Dan word jy super spesiaal. Kom ek verduidelik gou. Hy sê, Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. Te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Amen. As jy jou hart vir Jesus gegee het en hy is jou verlosser en jou saligmaker, is jy super spesiaal vanmôre. Super spesiaal. Nou wil ek 'n vraag vra. Vir almal wat dalk nog vanmôre met so 'n bietjie swak selfbeeld sukkel. Sê gou vir my, want ek wil julle moet dit mooi verstaan vanmôre. As God koning is en hy is jou pa, wat maak dit jou? 'n prins en 'n prinses. Het julle besef dat hierdie hele plek vol royalty sit vanmôre? Hierdie hele plek sit vanmôre vol royalty. As prins, wat is dit, William, wie het inkom? Ons is dieselfde vlak.
Besef julle dit vanmôre? Ons is op dieselfde vlak as hulle. Ek hoef nie te buig of neer te voel, hy moet dalk voor my kom buig. Julle weet wat ek bedoel. Want ek is 'n prins en jy is 'n prinses. En weet jy wat? Van kleins af word daai ouens geleer dat hulle royalty is. Wat leer hulle hom? Jou vingers klap en spring almal om jou. Jy moet regop loop, hou jou kop omhoog, stoot jou bors uit. Hoekom? Want jy is royalty. As jy iets sê, gaan almal vir jou luister. As jy praat, gaan hulle vir jou luister. Ek wil gou vanmôre vir jou vra, hoekom loop jy so? Hoekom loop jy so? Ek like dit om te kyk. Gister sit ek weer en kyk. Hoe loop die mense daar verby? Royalty mag nie so loop nie. Royalty mag nie sit so nie. Royalty sit sy skouers terug, tel sy kop op. Want ek is 'n koningskind, ek is gewas in sy bloed. Hy het my gekoop, hy het vir my betaal, ek is syne. Amen. Yes. Gee die Here 'n hande klap vanmôre. Mense, ek wil so graag hê ons moet dit besef. Hy het gesê, want jy sit dalk mense vanmôre en jy sê, ja, ek is 'n kind van God. Maar ek voel nie so nie. Here, ek doen so baie verkeerd. Jy gaan sy kind bly. Maar weet jy wat moet jy poog? Ek het altyd, toe my pa geleef het, ek gepoog om hom te behaag. Om goed te doen wat sy hart gelukkig maak. Dis wat God wil hê. As jy val, dan staan jy op. Want dit is presies wat die duiwel wil hê. As jy val, lê net daarso. Moenie opstaan, jy is nou nie meer sy kind nie. Jy is nog steeds sy kind. Jy bly sy kind. Al hoe jy dit nie meer gewees het, as jy wegdraai van God af, en jy gaan terug in die wêreld en jy verloor hom. Dis al hoe jy dit kan doen. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as jy jou hart vir Jesus gegee het, en jy het om jou verlosser en jou saligmaker gemaak, en jy het gesê, Here, kom bly hier binne in my, die woord sê, hy sal na hom wat na hom toe kom, hy wat na hom toe kom, nooit wegwerp nie. Never, ever. As jy na hom toe kom, gaan hy jou aanneem en hy gaan jou kind maak. So as jy dalk vanmôre hier sit, en jy het nog nie jou hart vir die Here gegee nie, jy sit in hierdie klomp royalty, en jy wil ook royalty word, wil ek vir jou sê vanmôre, gee jou hart vir Jesus. En ek wil regtig vir jou vra, as iemand is wat vanmôre nog nooit daai besluit gemaak het nie, en jy wil ook super special word, kom gou na die tyd. Een van die pastore gaan vir jou bid hiervoor. Ons gaan jy die Here opdra en jy gaan super special word. So ek wil vanmôre weer vir jou vra. Hoekom het jy swak selfbeeld as jy 'n prins of 'n prinses is? Hoekom sit jy met 'n swak selfbeeld? Weet julle wat is die probleem? En in die week, of ek dink is laasweek gesels ek met iemand, ek kuier by iemand en ons begin so te praat. Ons probleem wat ons het vandag. En miskien nie almal nie, maar ek kry my gereeld. Ons lees die Bybel asof God dit vir iemand anders geskryf het. Ons lees die Bybel, wanneer Jesus daar praat, dan sien ek, dis hoe ek dit sien. Terwyl ek weet nou nie hoekom draas die ding so nie. Terwyl ek die Bybel lees, dan sien ek hoe staan hy daar met die skare en praat. In plaas dat ek tussen die skare sit en hy met my praat. Weet jy wat, die Bybel is vir jou geskryf. Dis sy love letter vir jou. Dis sy instruksies vir jou, nie vir iemand anders nie, dis vir jou. So ek wil elke keer sê, as jy die Bybel lees, dan lees jy dit waar God met jou praat. Nou kom ons lees dit gou reg. Hy sê, Lot, omdat jy my aangeneem het ek jou die mag gegee om my kind te word. Sit jou naam daarby. Hy praat nie met iemand anders nie. Hy praat vanmôre met jou. Hy praat vanmôre met jou. Met niemand anders. Ek wil regtig hê, as jy die Bybel begin lees, lees hom as 'n brief vir jou. Dit gaan maak dat jou houding en jou postuur alles gaan begin verander. Amen. Prys die Here. Gou weer, ek is super spesiaal. Ek is super spesiaal. Het jy geweet? Miskien het jy dit geweet, dan gaan jy vanmôre verras. Het jy geweet dat Jesus jou net so liefhet, God jou net so liefhet as wat hy vir Jesus het? Jy het geweet. Hy het Jesus nie bietjie meer liewer as vir jou nie. Hy het jou net so lief as wat hy vir Jesus het. Presies dieselfde.
En dit is hoekom jy Jesus gegee het om vir jou te kom sterf. En dis hoekom Jesus bereid was om vir jou te kom sterf. Hoor gou mooi, hy sê Johannes 17:23 sê, ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees in die wêreld. En dat die wêreld kan sien, weet, dat u my gestuur het en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Die wêreld moet dit weet, hulle moet dit kan sien, dat God jou net so lief het as vir Jesus. Maak dit jou nie vanmôre super spesiaal nie. Laat dit jou nie vanmôre goed voel nie. Ons sê altyd, die geliefde seun van God. Yes, jy ook. Jy ook. Partykeer is dit 'n bietjie moeilik om dit te aanvaar. Ek wil vir jou vanmôre sê, vat dit maar. Ek sê dit nie, die woord van God sê dit. Dis nie blasfemie of enigiets nie. Die woord van God sê, God het jou net so lief as wat hy vir Jesus het. Hoekom vra jy nog why me Lord? Hoekom vra jy nog why me Lord? As jy 'n prins en 'n prinses is en God het jou net so lief as wat hy vir Jesus het. Hoekom why me Lord? Luister gou mooi, dit is my so mooi. Die Vader het ons ontsettend lief. So lief dat hy vir Jesus gegee het. Jesus het ons so lief dat hy in ons plek kom sterf. Die Heilige Gees het ons so lief dat hy binne in ons kom bly. Amen. Gee die Here 'n hande klap, man. Amen. Prys die Here. Dit was nou iets om oor opgewonde raak. 3 maal geliefd. 3 keer. As Vader sê en Heilige Gees en al 3 het jou lief. Mense, dit moet jou vanmôre spesiaal laat voel. Dit moet jou super spesiaal laat voel. Prys die Here. Weet jy dat al die hare op jou hoof getel is? Ek lag. Die pastoor gesê het vir Johan, het vat hom net die Here net so 'n halwe dag om Johan se hare te tel, myne ook. So ons het nie so groot probleme, maar ander tyd moet hy lank vat om dit te tel. Maar weet julle waaroor gaan dit? Dit gaan daaroor. God is intiem met jou. Hy ken jou so goed dat hy die hare op jou hoof weet. So goed ken hy vir jou vanmôre. Hoor gou wat sê hy. Maar self die hare van julle hoof is almal getel. Wees dan nie bevrees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Moenie bevrees wees nie. Ek weet hoeveel hare jy op jou kop het. Want weet jy wat? Dit spreek van daai intimiteit. Dat jy 'n God het wat jou presies ken. Beter as wat jy jouself ken. Maak dit jou nie super spesiaal nie. Maak dit jou nie goed voel vanmôre nie. Amen. Omdat jy sy kind is, en dit is my altyd so mooi. Hy sê, Matteus 6 vers 8, moet dan nie soos hulle word, hy praat hier van die fariseërs, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voor julle hom vra. Weet jy dat hy weet, as jy na hom toe kom, dan weet hy klaar wat jy hom wil vra. Besef julle dit vanmôre. Nog voor, as jy op pad is na hom toe, ek en my kinders, as hulle daar aankom, is net, hier is nie 'n gewone kuier nie. Hier is definitief nie 'n gewone kuier nie. Hulle kom definitief nou iets vra. En partykeer weet ek wat ook al. Want weet julle hoekom? Hulle is my kind. Jy's vanmôre God se kind, jy's super spesiaal vir hom. Daar's niks wat ek nie vir my kinders sal doen nie. Daar's niks wat God nie vir jou sal doen nie. Niks. Dis net nie altyd op die regte tyd nie, want sy tyd is nie ons tyd nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek wil haas, jy is super spesiaal vir hom. Prys die Here. Want jy is sy kind. En hier is vir my die mooiste van alles. En weer eens, ek wil hê, ons moet dit persoonlik maak. Hy sê, Jesaja 43, maar nou, sê die Here, jou skepper, o Jakob, en jou vormeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Amen. Amen, kom ek lees dit gou vir julle reg. Maar so sê die Here, jou skepper Lot, en jou vormeerder Lot, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy's myne. Maak dit 'n bietjie persoonlik. God ken jou naam. Weet jy wat? As die Here vanmôre hier kom staan en ek vra vir hom, wie's daai persoon? Dan gaan hy want ek ken miskien nie. Dan gaan hy vir my sê, dis so en so, daar's soveel hare op haar hoof en tussen soveel weke het ek haar vingerprints gemaak. Hoekom? Want jy syne, want hy ken jou intiem vanmôre. Prys die Here. Halleluja. 8,17
miljard mense, en hy kyk so, en dan sê hy presies, in daai kolletjie wie is jy? Het jy al so daaraan gedink vanmôre? Het jy al so daaraan gedink vanmôre? Daar kan hoeveel mense loop, as ek vir hom gaan vra, wie is daai? Gaan hy vir my presies sê, wie hulle is, wanneer hy hulle gemaak het, hoe hy hulle gemaak het, en die potensiaal wat hy vir hulle het. Mense, ons is absoluut super spesiaal vir die Here vanmôre. Nou, wil ek graag die tema van my boodskap. Ek dink julle weet seker wat is die tema van my boodskap. Maar ek weet julle gaan weer verkeerd wees vanmôre. Johannet, sit gou vir my op daar. Eerste een. Ek is super spesiaal. Amen. Kom ons maak dit vanmôre persoonlik. Ek, Louet Lombard, ek is super spesiaal. As die duiwel by jou kom en hy vra, wie is jy? Ek is super spesiaal. So as jy vanmôre gedink het, ek is nie spesiaal nie, jy was reg. Jy is super spesiaal. Amen. So jy was toe al die tyd nog reg. Jy is super spesiaal. Kom ek gou vir julle vanmôre sê, God loves you. Die Here het jou lief. Die Here het jou so lief. Weet julle wat, ek dink aan die slag van Bloedrivier wat ons môre gaan vier. En ons sien 'n boerevolkie daar wat in nood is en wat op God vertrou en wat God uithaal. Maar weet julle wat, dit gaan vanmôre baie verder as dit. Weet julle wat sien ek vanmôre? Kinders van God wat na hom toe roep en glo dat hy hulle verlos. En dit maak nie saak wat die kleur van jou vel is nie. Maak nie saak of jy Afrikaans of Engels praat nie. Maak nie saak wie jy is nie. God wil vanmôre dit vir jou doen. Hoekom? Want jy is super spesiaal. Dit is vir my so mooi, die slag van Bloedrivier. En hulle gaan soek die Here. En is presies jy vandag. As jy na die Here toe gaan, en jy weet wie jy is, en jy weet wat jou identiteit in die Here is, gaan jy nie so na hom toe kom nie. Gaan jy nie so in die wêreld rondloop nie. Hey, as hy by my kom en hy wil my klomp nonsens vertel, sê jy, hey, weet jy wie ek is? Weet jy wie ek is? Ek is 'n prins. Ek is 'n prinses. Ek is 'n kind van God. Dis wie ek is. So tel jou woorde asseblief. Weet julle wat, dis die houding wat ons moet kry. Dit is die houding wat ons moet begin aanneem, want jy moet weet wat jou identiteit in die Here is. Weet julle hoe die preek begin? Ek het 'n boodskap geluister, waar die ou gesê, die Here vir hom 6 goed gegee in sy lewe. Ek weet nog nie wat die ander 5 is nie. Ek het net by die eerste een gekom. Toe sê hy vir hom, jy moet weet wat jou identiteit in my is. En toe hy dit sê, toe stop ek daai ding en ek begin kyk, wat is my identiteit? Wie is ek? Wie is Louet Lombard? Ja, toe kom ek agter, maar ek is eintlik super spesiaal. Nou wil ek jy ons met gou iets saam doen. Sit dit gou weer vir ons op. Sit dit gou weer vir ons op. So maak ons doen gou vanmôre 'n spesiaal 'n manifestasie. Ek gaan 3 tel. Dan wil ek hê julle moet die klem op ek sit. OK, ons gaan dit saam sê, maar sit die klem op ek. OK. 1 2 3. Ek is super spesiaal. OK, kom ons doen dit 'n tweede keer, maar nou sit ons dit op die is. OK. 1 2 3. Ek is super spesiaal. Kom ons doen dit nog 'n keer, maar dan sit ons dit nou op die super. 1 2 3. Ek is super spesiaal. Glo jy dit vanmôre? Nou gee die Here 'n hande klap. Amen. Weet jy wat, ons moet sommer daar rond gedans het hier. Ek wil vir jou sê, as jy vanmôre hier uitgaan, dan trek jy jou skouers terug, jy tel jou kop op, en jy stap hierdie seisoen in met die wete, ek is super spesiaal. En niemand gaan my niks sê nie, want ek is super spesiaal. Want weet jy wat wil die duiwel doen? Die duiwel kom, hy wil vir jou sê, jy is nie spesiaal nie. Hy wil vir jou sê, jy's maar net nog 'n nommertjie, man. Hoekom gaan die Here dit vir jou doen? Hier het ek 'n paar redes genoem, gaan lees die Bybel, dan sien jy, hoeveel is daar nog. Dan sien jy, hoekom God jou wil help. Weet julle wat, ons moet nie meer sê, why me Lord nie. Ons moet sê, why not me Lord. Amen. Dis wat ons moet sê. Why not me Lord. As die duiwel by kom en hy vra, hoekom moet dit vir jou doen? Dan sê, maar hoekom nie? Kan ek jou gou vertel? Kom ek gaan vertel jou gou Lootse preek, dan sê ek gou vir jou, hoekom? Want hy ken my, hy het my saamgeweef, hy het my aan mekaar gesit, hy het my vingerprinte gevorm, hy het gesê wie ek gaan wees, en wat my potensiaal gaan wees. God, hy made me a masterpiece. In die toekoms, wat gaan kom, sal daar nooit weer 'n ou wees soos ek nie. Never, never, ever. Julle mense, dit is super spesiaal.
Om net te dink, daar gaan nooit weer ou soos jy wees nie. Weet jy wat, gebruik elke dag om daai super spesiaal te wees. As jy in hierdie feestyd ingaan, gebruik dit om super spesiaal te wees. As jy tussen die crowd is en jy sien almal loop so rond, dan sê jy die Here ken hom. En die Here ken hom. So gelyk het om vir die Here te vra wie is hy? Wat terwyl jy loop, dan weet jy, as iemand nou vra wie is jy, gaan hy weet, gaan hy vir hulle sê presies wie hy is. Amen. Ek is super spesiaal. Prys die Here. Amen. Maak julle oortoe, ek wil vir julle bid. Prys die Here. Halleluja. Here, baie dankie dat ons vanmôre weet ons is super spesiaal. Here, U sal almal wat na U toe kom nooit wegwerp nie. Here, U sal ons na U aan toe trek. Here, as ek dink dat U my hare tel op my hoof, Here, dit sê vir my ek lê teen die bors. Here, dit is intimiteit, Here. Ek is by U, ek is deel van U. En ek wil vanmôre net vir U sê baie dankie. Dankie vir die groot liefde. Here, dankie vir die groot genade. Here, dankie dat ek so wonderlik spesiaal is. Here, dat ek vanmôre super spesiaal is in U oë. En Here, terwyl ek vanmôre so kyk en ek kyk oor hierdie royalty, hierdie prinse en prinsesse, Here, dan is my hart bly vanmôre want ek weet, Here, U is in beheer van elkeen se lewe. U weet wat elkeen vanmôre dink, U weet hoe elkeen voel. En ek prys U daarvoor vanmôre en ek eer U. Thank you, Lord, for being super special. Ons sê vir U dankie in Jesus naam.